Ek het nie gehoor, die mense het nie gehoor wat ek sê. Amen, halleluja. Ek wil vanoggend vir jou woord bring, bietjie anders as gewoonlik. Is julle reg daarvoor? Kyk, ek dink elkeen van ons wat vandag hier is, sal graag wil bekend staan as 'n geseënde man of 'n geseënde vrou van God. Amen. Wil jy so geken word? Wil jy geseënd wees? Is jy klaar geseënd? Amen. Ons is geseëndes van die Here. Prys die wonderlike naam. Nou die vraag vanoggend is, wat is die definisie van seën vir ons? Ons sê, die Here het ons geseën met lekker reën. Het julle al so gesê? Ek sê dit baie. En dan voel dit of die Here iets besonders sy guns op ons uitgestort het, wat tot ons eie voordeel is. Dit reën so lekker daar buite. Here, dankie vir die reën. Dis 'n seën van die Here. En die stort uit oor die land wat ons voed. Halleluja. Ons sê ook baie keer, die Here het my geseën met 'n goeie lewensmaat. Amen. Sê julle dit? Nou sê ek 'n vrou. Die Here het my geseën met jou. Amen. Ons sê dit omdat hy die regte persoon op die regte tyd gestuur het. So sien die Here ons inderdaad op baie wonderlike maniere. Ek dink jy kan aan baie vandag praat. Net voordat het 'n vroukie in ons gemeente gesê, die Here het ons geseën in hierdie week. Ons het nooit terug verwag nie, ewe skielik gebeur dit vir ons. Jy sien dis seën. Ons sien baie seëninge en ons ervaar baie seëninge wat meetbaar en tasbaar is en wat ons kan sien. Maar my liewe broer en suster, wat beteken dit om geseënd te wees? Dit bietjie mooi daaroor. Geseënd te wees beteken eintlik om geestelik volwasse en voorspoedig te wees. Amen. Dit beteken om gelukkig te wees. Is jy gelukkig? Beteken om vergifnis te ontvang. Beteken om deur God se genade versterk te word. Halleluja. Beteken om hier binne in my innerlike vrede te kan beleef. Kyk maar ou wat die geseënd is, nie, hoe gaan dit in sy lewe? Dit beteken om vrygespreek te wees. Dis 'n blessing. Dis 'n seëninge wat die Here vir ons gee. Ons geseën daardeur beteken ook om bietjie gerespekteer te wees. Amen. Beteken dat ek 'n blymoedige hart het. Ek is hoopvol en ek is positief te kan wees. Beteken om bewus te wees van God se liefde. Beteken om sy trou, sy goedheid en teenwoordigheid naby my te ervaar. Dis om geseën te wees. Geseën te wees beteken ook om vergenoeg te wees. Dankie Here vir dit wat ek het. Om kalm te wees, om rustig te wees en om onverseerd te lewe. Dis mos lekker as die ou vyand nie kom krap in ons lewens nie, né? Dis mos lekker as die telefoon nie lui en daar's probleme nie. Dis om geseën te wees. Om geseën te wees bovenal beteken om God se beloftes te ervaar in my lewe. Om geseën te wees beteken ek is 'n passievolle mens vir die Here. Ek is passievol vir God. Ek dien God met alles wat in my is. Ek is passievol vir God se mense. Vir die lewe wat die Here my gegee het. Maar kom ons hoor nou, wat sê Jesus? Die een wat ons voorbeeld was op die aarde. Wat ek en jy moet doen om geseën te wees. Wil jy dit weet? Wil jy weet? Ons lees daarvan in Matteus 5, die bergpredikasie. Hier's 'n klomp seëninge net reg vir jou. Matteus 5 vers 3 tot 12. Die seëninge om van te kies en te keer. Kom ons begin. Om geseën te wees is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
Dis ons keuse. Ons kan kies as ons die koninkryk van die Here wil beerwe. Al wat ons moet doen is net om afhanklik van hom te wees. Wat beteken dit? Ons kan op geen ander manier in die hemel kom as om vir God te sê ons is afhanklik van hom nie. Is jy afhanklik van die Here? Ja, pastoor. Vir alles in my lewe is ek afhanklik van hom. Want hy is dit wat ek nodig het. Matteus 7 sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe nie. Want hulle is die wat nie weet hoe afhanklik hulle van God is nie. Weet jy, mense leef baie onafhanklik vandag. Kyk maar hoe gaan hulle aan. Maar die groot geheim is, jy moet jou afhanklikheid aan God verklaar dag in, dag uit. Hy moet weet, jy maak staat op hom. Hy moet weet, jy vertrou op hom. Hy moet weet, dat hy ons redding is. Nou, hoe kry ons dit? Hoe kry ons dit? Mense wat van God afhanklik is, vertrou op die Here. Ek vertrou op die Here elke oggend as ek opstaan. Here, ek gaan hierdie dag in. Ek weet die dinge wat gaan gebeur en ek vertrou jy gaan saam met my. Ek weet nie die Here is al klaar daar. Ek moet net daar kom. Jesus moet wil hê dat ons van onsself eenvoudig moet sê, ek is bankrot in die wêreld, Here, maar by U het ek alles. Verklaar jou afhanklikheid aan die Here. Want afhanklikheid is 'n totale oorgawe aan God. Eers as ons dit weet, kan ons gereed maak om geseën te wees. Geseën is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Hierdie een klink nogal teenstrydig, né? Maar dis 'n belofte. Dis 'n belofte van die Here. As jy treur, sal God sy arms om jou sit. Baie keer sit ek het treur nou nie, maar ek voel baie keer alleen en ek voel net ek wil iets sê, dan sit die Here sy arms om my. Want niks in die wêreld gaan gebeur as ek nie vir die Here vra om my te help nie. Slegte dinge gebeur, hartseer dinge kom, dit gebeur met almal, moeilike tye kom, maar die Here seën vir almal wat op God vertrou met sy vertroosting. Daarom kan jy ook met jou hartseer, jy kan met jou probleme na die Here toe gaan, en hy sal jou enige tyd in alle omstandighede met sy arms omvat. Dus is die tweede seën wat ons hier ervaar, is God se vertroosting in ons lewens. En dan, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. So is dit nie wonderlik om sagmoedig te wees. Wat beteken sagmoedigheid? Weet jy wat? Sagmoedigheid is 'n lewenswyse van toegee en liefdevolheid. Ons is baie keer bitter min mense sagmoedig. Ek kan amper gesê, meer mense is hooghartig as wat hulle sagmoedig is. En hier kom saligheid weer te sprake. Hulle sê, daai mense wat sagmoedig is, sal 'n nuwe aarde ontvang. Lyk my, dis daardie plek in die hemel vir opstandige ouens en bekleiers en moeilikheidmakers nie. Die Here soek 'n sagmoedige gees. Want weet jy wat, in 'n sagmoedige gees kan hy iets deponeer. Wat deponeer hy? Sy liefde, sy vrede, sy krag. Dit wat ons nodig het om 'n lewe te maak. Op sulke mense is God se seën. Dan, nommer 4, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Met wat? Met reg en geregtigheid. God se seën rus op die wat reguit pad loop, nie besig is met bedrog en onderduisheid nie. Jy kan nie probeer om ander mense in te doen en dink jy van alles wegkom ons kortvry nie. Geseënd is hulle wat binne die raamwerk van God se wil beweeg, want dit leer ons die regte pad. Om in hierdie se voetspore te volg, is om honger en dors na dit wat reg is. Om daardie onderskeidingsvermoë aan te kweek, wat naderhand so fyn ingewerk op ons gewete en verstand, dat ons presies weet wanneer ek nou verkeerd is en wanneer ek reg is. Ons is nie soos kinders, wat maar verkeerde dinge bly nie. Ons, as jy na by die Here leef, sal hy in sy jou gees deponeer, en sê, wow, jy is nou besig met verkeerde dinge. Dit werk fyn op in ons gewete. Geseënd is jy, want jy sal versadig word
met God se geregtigheid, met sy insig, met sy kennis van wat reg en verkeerd is. Jesus het ons baie mooi daai pad gewys en geloof. Wat sê hy vir ons? Met jou oog gefestig op Jesus. Dan sal jy hierdie seën verkry. Hoekom? Jy gaan dit verdien kry. Kan ek aangaan, die geseënd is die wat barmhartig is, want dan hulle sal barmhartigheid bewys word. Het jy al gehoor dat mense sê, wat jy saai sal jy maai? So as jy probleme saai, gaan jy probleme maai. Dit staan in die woord van die Here so. Wanneer jy chaos saai, gaan jy chaos maai. What comes around, goes around. Dis wat die Engelse sê ons. Barmhartigheid. Wat 'n wonderlike gebaar. Wat 'n seën om dit te kan bewys, om dit te moet doen. Kom ons gaan so 'n bietjie prakties. Ek sê nie moet vir almal op die straat ook geld gee nie. Hoor wat ek sê, dis nie barmhartig. Of vir almal wat net vir jou vra nie. Want maar jy sal weet wanneer iemand na jou toe kom en jy moet vra vir sy geld. As jy veilig gestel is op die werking van die Heilige Gees in jou lewe, sal jy weet wanneer moet jy help. Maar dit is altyd ons baie lekker om net geld te gee. Wanneer dit so 'n bietjie persoonlik is, soms 'n barmhartigheid, 'n bietjie persoonlike kontak vir iemand wat alleen is. Dalk so 'n bietjie genade vir die huisbediende wat so 'n bietjie laat is. Weet jy wat, sy het nie daai taxi bestuur nie. Baie keer is dit ongenaakbaar, is dit nie so nie? Dis nie barmhartigheid nie. En die opbrengs van barmhartigheid is die seën. Dit sal terugkom na jou toe. Partykeer so 'n dubbel sal barmhartigheid terugkom. 10 keer. Sê, jy het gesê vanoggend. Wat is die waaroor ek wil praat? Ek het nou net begin. Psalm 1, het jy al gehoor van Psalm 1 in die Bybel? Dit staan daar, die Here lei die regverdiges. Kom ons gaan so 'n bietjie verder. Dalk het jy al Psalm 1 baie keer deurgelees en dit, maar net deurgelees, niks vir jou beteken nie. Maar hierdie Psalm praat van die regverdiges en die goddeloses. Hy het nie begin met aanbidding en lofprys soos ons meestal met psalms begin. Dit het begin met hoe 'n mens, wat moet 'n mens doen om werklik geseënd te kan wees? Om 'n geseënde lewe te kan lei. Volgens God se woord kom ware geseëndheid nie uit rykdom, gewildheid of wêreldse suksess nie. Dit kom deur volgens sy wil. Psalm 1 beskryf eers die karakter, beskryf die vreugde, beskryf die vrugbaarheid en die bestemming van regverdiges. Terwyl dit dan kom en dit vir ons so goed waarsku dat die einde van goddeloses is naby. Psalm 1 kom en dit bring vir ons 4 kenmerke van 'n geseënde man. Kom ons sit so slegs daar en sê geseënde vrouens ook. Amen. Ek wou dit sê geseënde mens. Die geseënde man skei hom af van die bose. Hy kom weg uit die bose mense plek uit. Psalm 1 vers 1 sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie en nie sondags omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Hier begin in reg in Psalm 1 vers 1 begin dit vertel wat is sonde. Moenie luister na goddelose raad nie. Moenie deelneem aan sondige gewoontes nie. Moenie gemaklik raak onder diegene wat God verwerp nie. Het jy al gesien hoe ongemaklik raak jy as ouens besig is om snaakse dinge te praat of te sê? Gister het 'n ou by ons gekom en hy het so gevloek en ek het so gevoel, kan ek nie net die ou wegjaag nie. Jy verstaan? Moenie met hierdie ouens meng eintlik nie. Moenie gemaklik raak by hulle nie. Die geseënde man weier om die wêreld se sondige invloed te volg. Romeine 12 vers 2 sê, moenie aan hierdie wêreld gelyk word en aanpas by hierdie wêreld nie. 2 Korintiërs 6:14, gaan uit van hulle af en wees apart. Vlug vir die sonde, vlug vir die verkeerde dinge. 1 Korintiërs 15 vers 23, slegte geselskap bederf goeie maniere. Dit gaan baie lekker as ou staan en jy praat en iemand kom en hy begin vloek, dan is dit bederf die hele atmosfeer. Jy wil nie tussen dit wees nie. Wat leer ons hier uit? Sonde begin baie keer met klein kompromie. Ons laat dit maar toe. Ag, laat die ouens staan en vloek. Toe hy wegloop, is ek so spyt ek moet sê, jy kan nie net stil bly oor hierdie goed nie. Jy verstaan? Ons kan nie kompromiteer met die wêreldse goed nie. En ek praat nou maar net van vloek. So met baie ander dinge wat jy in die wêreld kom.
Want God roep ons tot heiligheid. Ek sien nou 'n opskrif. Die pastore staan voor en vertel die mense van die grootheid van God en die goedheid van God. Maar hulle streef die heiligmaking na nie. En ek besef die Here praat met my. Ek moet meer heilig lewe. Jy moet meer heilig lewe. Want wyse mans beïnvloed godvrugtige lewe. Dis waar ons moet wees. So wat beteken dit vir ons? Kies jou vriende. Kies die invloede in jou lewe. En wees versigtig vir die bronne wat jy in jou lewe gebruik. Sodat hulle jou nader aan God lei eerder as weg van hom af. Kom ons kyk uit vir dit. 'n geseënde man sit nie in die kring van die spotters nie. Amen. Die geseënde man geniet God se woord. Psalm 1 vers 2 sê, maar sy vreugde is in die wet van die Here, in sy wet dag en nag dink hy daaroor. 'n geseënde mens, hoor mooi, 'n geseënde man of 'n geseënde vrou, lees nie net af en toe die Bybel nie. Hy geniet dit om dit te lees, en hy dink voortdurend aan daai woord wat hy gelees het. Wanneer jy God se woord bedink, dan moet jy dit proe op jou tong, en jy moet dit verwerk in jou hart. Dan vorm dit goeie besluite oor hoe jy jou lewe moet leef. Josua 1 vers 8 sê vir ons dit so mooi. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, nou sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy in jou week voorspoedig wees en dan sal jy die goeie gevolg handel. Amen. Psalm 119 vers 97. O, lief het ek die wet, Here. Kolossense 3:16, dat die woord van Christus ryklik in julle woon. Wat leer ons vandag hieruit? Liefde vir God se woord lei tot geestelike volwassenheid. En reg in die begin het ons gesê, met Paramartha, met die saligsprekinge, ons moet geestelik volwasse word. Om God se woord te bedink, dit te oordink, dit te proe, dit verander te sê. Stig jou eie geloof. Want God se waarheid rig eintlik elke area van jou lewe. Dit tel jou op in alle plekke, alle fasette. Daarom wil ek jou vra, ontwikkel 'n goeie gewoonte om redelik elke dag die skrif te lees. Punt nommer 3 is die geseënde man dra geestelike vrug. Hoe kan jy vrug dra as die woord van die Here nie in jou hart is? Jy moet die woord van die Here ken. Psalm 1 vers 3. En hy sal wees 'n boom wat langs die strome van water geplant is, wat sy vrugte gee op die regte tyd. Halleluja. Ou Dani Botha sing daarvan. Ons sing dit hier. Halleluja. Die regverdiges word vergelyk met 'n gesonde boom wat langs oorvloedige waters geplant is. En dit is nie sommer alle waters nie. Hoor mooi wat ek sê. Moet goeie gesonde water wees. Hulle krag kom van voortdurende voeding deur God se woord wat lei tot 'n vrugbare en stabiele lewe. Halleluja. Weet jy, as jy geseënde van die Here is jou lewe sommer op koers, kan ek so sê. Johannes 15 vers 4 sê, wie in my bly, dra baie vrugte. En dan ken julle almal Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrou, nederigheid, selfbeheersing. As jy 'n geseënde van God is, sal al hierdie vrug in jou lewe teenwoordig wees. Jeremia 17 vers 7, die een wat op die Here vertrou is 'n boom wat langs water geplant is. Geestelike vrug kom wanneer ons naby God leef. 'n Troue Christen bly vastig in die Here. Jy kan hom nie roer nie. Jy gaan hom op verkeerde plekke kry nie. Jy gaan nie hoor hy praat sleg nie. Want hy staan vastig in die Here. Want God seën hulle wat gewortel is in sy waarheid. Ek en jy moet sorg dat ons aan Christus verbind bly, in aanbidding, in gebed, in gehoorsaamheid, sodat ons lewe kan vrug dra. Dra jy vrug? Amen. En dan, die geseënde man het 'n glorieryke stem. Jy weet waartoe jy op pad is.
Jy is so ou wat heen en weer geswaai word deur al die golwe van die see. Psalm 1 vers 4 sê, want die Here ken die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses gaan verlore. Die Psalm eindig deur die ewige bestemming van die regverdiges. Ons weet waartoe ons gaan, halleluja. Ek het op koers, maar die goddelose weet nie waartoe hy gaan nie. Hy is so skaf, wat deur die wind heen en weer gewaai word. Maar die regverdige word deur die Here geken. Hy word beskerm en uiteindelik beloon. Matteus 25:46 sê, en hulle sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe, halleluja. Ons weet waartoe ons gaan. Daarom sê Openbaring 2 vers 10 vir ons, wees getrou tot die dood. Want as jy hoe goed jy begin nie, dis hoe goed jy klaar maak. Johannes 10 vers 27 sê, Christus gee die ewige lewe aan sy getroue skape, aan sy mense. Ons het die ewige bestemming, my liewe suster. God waak oor ons wat regverdig is. Hy beloon ons, hy seën ons, en ons kan met 'n ewigheid in ons lewe leef, dat God hou ons op die pad van die regverdiges. Nou wil ek afsluit met Psalm 119 vers 1. Geseënd is die onberispelikes van die pad, wat wandel in die wet van die Here. Mag ons die pad van die regverdiges kies in ons lewens. Mag ons vreugde vind in God se heilige woord. Ons moet vrug dra vir sy heiligheid. Mag ons getrou bly totdat ons die ewige seën ontvang wat God vir ons voorberei. Is jy 'n geseënde van die Here? Het ek so 'n bietjie vir jou vertel wat is 'n geseënde van die Here? Dis net 'n touch, dis net 'n bietjie. Al hierdie dinge kom voor in die geseënde se lewe. En mag dit vir jou vandag tot krag wees. Mag jy vandag sê, ek het iets gehoor wat ek moes gehoor het al lankal. So mag die Here jou net seën. Want ons is nou eenmaal 'n geseënde van die Here. Amen. Prys die naam van die Here. Kom ons bid saam. Here, om geseënd te wees is om U te ken. Dankie Here dat ons vandag kan sê ons is waarlik geseëndes van U. Want U woord sê Here wat ons moet doen, hoe ons moet leef. En as ons dit doen, sê U woord vir ons Here, is die belofte dat ons geseëndes van U is. Dankie Jesus dat U vir ons die voorbeeld kon stel het om geseënd te wees by die Vader. En ons is geseënd in U Here. En daarom ons bid Here, elkeen wat hier vandag sit, hier sal uitgaan en dan weet dat hulle geseënd is van U is. Ons prys U lieflike naam. Gaan met ons elke oomblik van die dag terwyl ons